Nou hier bokant Lausanne is hierdie plek met die naam Sauvabla. En ons stap nou hierso in die bosse wat ons nou op pad is na uitkyktoring toe. So ons moet nou eers 'n bietjie die harde opdraande werk doen. So julle moet maar duime vashou dat ons dit maak. Nou dit is nou die toring wat ek jou van vertel het. Ek was nou al hier op met 'n veel sterker lyf en nie so ongelukkig nou nie 'n lift nie, so ek sal nou maar nie vandag om aanpak nie. Sê hulle, dis een van daai gevalle van jy kan maar jy moet liewer nie. So ek gaan nou nie die kans vat vandag om hom te bestyg nie. Ek wys hom nou maar vir jou van onder af. Nou om net vir jou in die prentjie te bring, die Flintstones het hier rond gebly. So jy kan sien, hier is nog een van hulle bankies. En ja, wat 'n amazing belewenis om letterlik in die stad te wees, maar ook in 'n bos te wees. En wat is 'n bos dan nou sonder 'n houtkapper? Kyk nou net hierdie houtkappertjie wat hulle so uit 'n boom, soliede boom uitgekap het. Baie mooi. Nou hier kan jy sien is die Palace de Roumie. Ek weet nou nie of ek hom reg uitspreek nie, maar in elk geval so 'n amazing voorbeeld van vakmanskap. Nou hier het ons die kathedraal in Lausanne. Weet jy, as ek nou na die kathedraal kyk, dan is dit net so amazing. Die letterlik ragfyn handewerk, hoe hulle alles net so absoluut briljant gedoen het, soos meeste kathedrale hier in Europa. Nou die kathedraal is nou net hierbo, so ek neem aan, dit is nou waar die nagmaalswyne gemaak word, wat hulle dan nou daarbo die kathedraal met die nagmaal bedien. Nou dit is nou 9:15 in die aand. Die son is nog nie onder nie. Hy is nou so amper onder en ons is hier by Lausanne, by die Genève meer. En jy kan nou net kyk, daar deur aan die kant sak die son af. En hier staan ons nou reg voor die Olimpiese Museum. En dit is nou Lausanne.